Welkom by die Boerpot Potgooi reeks, waar ons fokus op die besigheid van landbou. Moenie vergeet om na ons ander potgooi reeks genaamd Klipkouers te luister, waar ons fokus op Afrikaanse SME's en hulle suksesverhale reg oor die wêreld. Die Vrystaat Landbou se Kongres het 7 en 8 Augustus in Bloemfontein plaasgevind. Die organisasie het vanjaar al 120ste bestaansjaar gevier en het gehoop om met die kongres saam met die belanghebbendes te bou op die suksesse wat die bedryf reeds behaal het. Gernie Botha, hoofuitvoerende beampte, het verduidelik dat die tema van vanjaar se kongres die Latynse gesegde Quo Vadis was, wat in Afrikaans vertaal word met waarheen gaan jy? Lekker leer en luister. Die antwoord is baie duidelik. Ek het hierdie portfolio gekies, want ek sien groot geleenthede binne die sektor van landbou om die werksgeleenthede te bou, ons ekonomie te groei en seker te maak dat ons 'n beter toekoms vir al ons mense in ons land kan bou. So dis hoekom ek het gesê, dis die een wat ek sal vat en ek sal baie meer bly wees om saam met boere te werk as gevangenes of skoolkinders of julle het gesien, ek was nou genoem as John Deerhuizen. Dat was relatief sosiale media op my boerbol. Ek kan op jou duidelik sê, dis nie my bene in daai energie nie. En ek het my amptelike motor gesien as 'n John Deere tractor wat baie vinnig begin om werk te doen. Maar ek is baie bly in die sektor te werk. En oor die laaste paar weke het ek saam met georganiseerde boerdery in Suid-Afrika ontmoet. Ons het saam met plaaswerkers, plaaseienaars saam gesit om te verstaan waar die probleme lê in die sektor en wat kan die departement doen om dinge beter te maak, om die sektor te help, want hierdie sektor wat hulle nodig het van 'n regeringsdepartement is 'n vennootskap. Hoe ons kan saamwerk om die sektor te bou. Jou sukses is ons sukses. As ons boere doen goed, as hulle meer mense inbring om werk te gee, as hulle syfers gaan op, as ons ekonomie groei, dan is dit goed vir ons departement. Die ervaring ook lê in organisasies soos AgriSA en die ander provinsiale vlakte van AgriSA. Dis waar die kennis lê en die departement moet hierdie vennootskap hê met die mense op die grondvlak, die boere op die grondvlak en die organisasies wat sorg vir ons boere en plaaswerkers in Suid-Afrika om saam te werk om die sektor te groei. So ek het baie groot planne vir die departement en ek wou seker maak dat die departement wat luister, dat ons mense in die sektor weet, dat is altyd 'n oop deur by die kantoor. Ek het selfs ook 'n boervrou, 'n boermeisie van die Oos-Kaap ingebring as my special advisor, Net Steyn, en ek dink julle weet van Net, sy was lid van die parlement vir 15 jaar en sy het in die landbou portfolio gewerk en sy het baie kennis, sy bly op plaas. Sy is getrouwd aan skaapboer en sy weet die sukkel wat ons boere het in Suid-Afrika om uit te kom. En ek wil iets daaroor sê, want as 'n mens na die syfers kyk en jy sien die deelneming van landbou in ons GDP en daai syfers, dis landbou wat ons ekonomie help om aan die gang te hou. Al die syfers wys dit. En as jy kyk na die ander lande, en jy sien hoeveel van daai lande groot subsidies van hulle regerings kry. Maar ons boere, ons produkte, ons beeste kry baie goeie kennis rondom sy werk en kry ook goeie geld rondom die werk.
En dis die testament na die kennis en die moed van ons broere hier in Suid-Afrika. En ons kan trots wees op al ons broere in Suid-Afrika, wat sorg elke dag dat ons het kos op ons tafels, maar ook ons het 'n geleentheid om ons ekonomie te wil groei. So ek is baie bly om hier te wees. Ek wil ook baie dankie sê aan EBC Rockman wat hier is vanaand. Sy het vir my ingestaan vandag en ek wil sê 'n beter werk gedoen as die minister. En ek is baie bly, dankie EBC dat jy hier was vandag. Julle het 'n eystervrou hier wat wou opstaan vir die sektor. Sy het 'n goeie idee en ek kan nie wag om saam met haar te werk hier in die Vrystaat om seker te maak dat ons kan. So, I can't wait to get to work. The department's ready. For those of you who know where the buildings are, you will also know that there's been a divorce in the family. I don't get rural development and land reform. Agriculture now stands alone. And many people have said, yeah, well, is this a good idea? I think it's a great idea. Because I think for the last 5 to 10 years, land reform and rural development has sucked the oxygen out of the department, and the focus has been overwhelmingly there. Now again, we've got one department with a focus on agriculture, that we can actually get up every day and focus on what we can do to grow the agricultural sector in South Africa. How do we find new markets for our agricultural products? How do we fix biosecurity? How do we fix the legislation and regulations that govern the sector? How do we make it easier for farmers to be able to do what they do best, which is get out there and produce and grow their profit margins and grow their local economies? And I'll be very clear as well, dat daar is ander regerende portfolios wat baie belangrik is vir hierdie sektor. Want sit nie in die landbousektor nie. Dinge soos die polisieminister, ons het 'n groot probleem met landelike veiligheidsprobleme. Ons het groot probleme met ons paaie, met ons spoorweë, met ons hawes, en hierdie het almal 'n impak op landbou in Suid-Afrika. En ek het beloof dat julle in hierdie sektor sal die hardste stem rondom die kabinetstafel hê om saam met daai ministers te werk om te werk saam met hulle om hierdie dinge reg te bring, om seker te maak dat ons sektor kan groei. Dit is baie werk te doen. Ek is baie opgewonde daaroor en ek kan nie wag om saam met julle hierdie reis te stap. En ek kan nie wag om vir julle te wys 'n departement wat werk vir die boere, plaaswerkers, die landbousektor in Suid-Afrika, om seker te maak dat ons almal saam groei. Baie dankie vir die geleentheid. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.